waarom Victor so goed geslaap het. Met die hoop dat hy werk sou kry, is Victor na 'n groot landboutentoonstelling, waar boere van oral kom om hul diere te vertoon. So slag hy na al bure se beeste en skape te kyk, en ook te kyk of daar nie geskikte seuns is om hulle op die plaas te help nie. So in die loop van die dag het een van die boere oorgestap na 'n groepie seuns, waaronder Victor gestaan het, en hulle almal goed deurgekyk. Wil julle werk hê, wou hy weet. Ja meneer, het hulle tegelyk uitgeroep. Toe sien hy vir Victor, en hy het sommer dadelik gehou van hierdie seun met sy eerlike, wakker, bruingebrande gesig. Wat van jou, kerel? Ken jy plaaswerk? Nee, ek kan slaap as die wind waai, oom, was sy antwoord. Die seun is onnosel, het die boer gemompel en weggestap. Maar hy kon Victor se koddige woorde net nie vergeet nie. Ek kan slaap as die wind waai, mompel die boer by homself. Wat op aarde bedoel die seun? 'n Bietjie later kom hy weer by die groepie. Victor was nog daar, nog net so aantreklik en met nog net so 'n eerlike gesig. Hy besluit toe om weer te probeer. Weer vra hy vir Victor hoeveel hy van plaaswerk af weet, en weer kry hy die snaakse antwoord. Ek kan slaap as die wind waai, oom. Half radeloos sê die boer toe maar, nou, kom maar saam met my, ons sal gou sien wat jy kan doen. Victor is toe saam met die boer en het op die plaas gaan woon. Hy het goed gewerk en die boer was tevrede met hom. Maar een nag gebeur daar toe iets. Dit was laat en almal was aan die slaap. Skielik het die boer wakker geskrik. 'n Ewige wind het die bome begin skud. Die boer het dadelik opgestaan. Hy het geweet daar is 'n storm aan die kom en hy het dadelik gedink aan sy beeste, sy hooimiede en sy skure. Haastig is hy na Victor se kamer en daar lê die seun vas aan die slaap. Gou, staan op, het hy uitgeroep. Maar Victor het net geslaap. Hoor jy my nie? Ek sê staan op, was die boer regtig kwaad. Hoor jy nie die wind nie? Maar Victor het soet geslaap. Môreoggend steek ek hom in die pad, mompel die boer en storm uit na die werf. Maar hier het 'n verrassing vir hom gewag. Geen deure het geklap in die sterk wind nie. Almal was goed toegemaak en opgrendel. Hy het een deur oopgemaak en na sy koeie gaan kyk. Elke dier was op haar plek. Wat van die hooimiede, het hy gewonder. Hulle is nou seker al uit mekaar gewaai. Maar nee, iemand het hulle so goed toegemaak dat geen strooitjie weggewaai het nie. Deur die donker en die verblindende reën het die boer van die een plek na die ander gegaan en gevrees om enige oomblik iets te vind wat nie reg is nie. Eindelik is hy papnat terug na die huis. Toe hy bo by Victor se kamer kom, het hy ingeloer. Die seun was nog vas aan die slaap. En terwyl die wind loei om die hoeke van die huis, het die boer teruggedink aan die snaakse woorde van Victor. Ek kan slaap as die wind waai, oom. Die seun het sy werk so deeglik gedoen, dat hy niks gehad het om oor te bekommer nie. Hy kon slaap al waai 'n orkaan. En Victor, hy het sy werk behou. Fluit, fluit, my storie is uit.